Torentjies soos uit die sprokiesverhale van jou kinderjare troon teen die agtergrond van die magiese Outeniqua-berge net buite George. Maar wat doen 'n kasteelagtige gebou op die suidkus van die suidpunt van Afrika? Woon daar koninklikes? Is daar 'n komplotterou om die troon aan die gang? Perde, ridders, knegte? Nee, niks sulke dinge nie. Net 'n getroude paar wat hulle drome uitleef en met ander deel. Eendag, soort van lank gelede, was daar 'n vlieënier en sy vrou met 'n stuk grond in die land van Outeniqua. Hulle beurs was skraal, maar hulle drome was groot. Saam het hulle gebed opgestuur en vir die beste gehoop. Kort daarna het plaaslike inwoners begin gons oor die pragtige paleis teen die hange hier van die Outeniqua-berge en kom bewonder. By grace alone beteken genade alleen. Elke asemteug, alles wat ons het, is net genade en geleen. En Jannie het gevoel, by grace alone is 'n baie mooi naam vir wat ons hier gaan doen. Want oral waar mense sien, selfs mense hier kom instap ook, sien jy daar bo staan Jesus is Lord. So Ja. geloof speel is 'n baie belangrike aspek vir julle, né? Dit is vir ons baie belangrik, want sonder die Here is ons niks. Kan jy onthou wanneer het die idee ontstaan van 'n kasteel? Wanneer het dit vir jou so begin bekoor? Jannie, my man, hy was mos 'n vlieënier en ek het baie saam met hom gevlieg. Toe begin ek ook oorsee al hierdie pragtige plekke sien en toe teken hy die planne en hy en 'n span het hierdie huis gebou. Hoe het mense toe daarop gereageer, Martiaan? Het dit baie voete gelok? Toe ons die huis aanvanklik gebou het, ja, en dit is hoe 'n paartjie vir ons gevra het of hulle daar in ons bestaande huis kan trou. Ons het die troue gehou daar in ons binnehof, baie suksesvol. Toe sê Jannie, laat ons 'n venue bou. En dit het ons die venue gebou. En dis nou die plek waar ek en jy nou hier so sit. Hier sal baie troues gehuisves, nie? Hoeveel van hulle? Toe ons 2 jaar terug toegemaak het met funksies en troue so 400. En jy het self ook 1 of 2 kosbare familieherinneringe hierso, né? Vertel so 'n bietjie. Ja, ons 2 seuns is toe ook hier getroud, Jan en Marissa en Andrei en Janine. Dit was spesiaal en dit was pragtig. Al was dit ook net vir dit, was dit die moeite werd om die trouvenue te hê. Jy het genoem, Martiana, was. Dis nou nie meer vandag 'n trouvenue nie. So wat is dit vandag? Vir die afgelope 2 jaar bly ons nou hier, dis nou ons woonhuis. En dis vir ons warm en gerieflik en dis vir ons baie lekker om in ons ex-venue te bly. Soos 'n moderne feeprinses het Martiane Jacobs haar verbeeldingstowerstaf geswaai en die kasteel van binne met haar warmte versier. Martiane, wat 'n gevoel of atmosfeer wou jy hier skep? Warmte en as mense hier inkom moet hulle moet sommer voel dit is vir hulle lekker in 'n veilige hawe en is baie goedjies om na te kyk vir hulle. En waar kom jy en alles? Pandjiewinkels. Oh. Ek is 'n pandjiewinkel koningin. Gereeld, né? Gereeld. Dis my terapie. Dis my terapie. En hoe lank het dit vir jou en Jannie geneem om alles te kry soos wat ons dit vandag sien? Ek en Jannie is nou amper 40 jaar getroud, so en ek het baie goed bymekaar gemaak, maar die huis en die venue, dis 20 jaar wat ons nou alles hier bymekaar gesit het. Hierdie is 'n barokstyl, daar's 'n bietjie Frans in, daar's sommer so 'n bietjie deurmekaarheid in, so hy is sommer net opgedroom. Baie matte skilderye van Jannie se skilderye en pandjiewinkel skilderye, my ma se skilderye en 'n verskeidenheid van antieke meubels en dan Dark Academia, dis met ou boeke en kandelare en standbeelde, ornamente, alles wat op die ou ende mooi saamwerk. Jy het so iets interessant nou genoem. Jannie skilder self ook? Ja, Jannie skilder pragtig. Jannie skilder baie mooi. Ek kommissie hom gereeld dat hy vir my iets doen. Dis nie altyd, dit gebeur nie altyd nie, maar van sy stillewes is vir my pragtig. Ja, hy's baie van sy werk in die huis. Jannie, hierdie was seker ook 'n groot sprong van geloof vir jou, maar ek reken julle vlieëniers is seker maar gewoond aan geloofspronge. Veral met party vlieëniers, ja. Kyk, in argitektoniese terme sou ek sê hierdie is seker 'n draadkar wat ek vir Martiana gemaak het. Maar dit was nogal 'n redelike projek, ek moet sê. Geweldige grondverskywings. En ek moet self bou. Baie van hierdie stene self pak, vorms maak daarvoor. Maar dit was bevredigend as ons nie hierdie projek gehad het nie.
sou ons baie goed van onsself nie ontdek het nie. So daarin lê baie waarde vir ons. En onthou, die uitdaging is om met beperkte begroting effek te kry. Enige raad, Martiana, vir ander mense wat ook groot en ongewoon droom en om dit te bewaarheid? Doen dit net, want daar's nie 'n reg of 'n verkeerd nie, want tyd gaan so gou verby en as 'n mens dit nie doen nie, is dit vir ewig weg. So waag en doen dit net. Ek dink hierdie laaste 20 jaar lewe ons regtig ons droom hierso in hierdie mooi omgewing. 'n Mens kan eintlik maar sê en so het hulle lank en gelukkig vir ewig saamgewoon, maar dit klink soos die einde van 'n verhaal en hierdie is 'n storie wat nog besig is om voort te leef. 'n Storie van 'n droom, 'n gebed en baie liefde.